ons spreek, en ja, ons sê almal, ja, maar ons weet, ons spreek lewe en ons dood, en ons maak nog steeds ons mond oop, en ons sê nog steeds goed, wat ons toekoms doodmaak. Alles wat in jou lewe is oor wat jy gespreek het. En dis die heilige waarheid. Want ons is gemaak in die beeld van God. Amen. Wanneer ons spreek, create ons. Ons vorm, ons skep. En dis hoekom ek met julle gepraat het oor, voordat jy nog uitklim, op jou voet op die vloer sit, moet jy begin verklaar in jou dag. Wat wil ek vandag in my dag sien? Wil ek die guns van God op my lewe sien? Wil ek sien dat ek, maak nie saak waar ek gaan, die deure gaan vir my oop. Die Here sê in sy woord, ja, hy maak 'n deur oop, wat geen mens kan doen. Amen. Spreek ek dit. Spreek ek en sê, ek sit saam met Christus in hemelse plekke, en alles is onder my voete, en verstaan ek wat dit beteken. Want toe Christus gesterf het, het hy die vyand uitgekleed. Ons veg nog steeds 'n vyand wat oorwin is. Ja, daar's oppressie, ja, daar's probleme wat ons pad lang kom, maar ons het die autoriteit in ons om te sê nee. Ek het die autoriteit om te sê Satan wyk. Amen. Ek het die autoriteit om God se woord te spreek. Wat het Jesus gedoen in die wildernis, in die woestyn, toe die vyand hom aanval? Hy het die hele tyd gesê, daar staan geskrywe. Dit is die finale woord, daar kan niks teen dit gesê word nie. Dit is die finale woord, daar staan geskrywe. Maar weet ons werklik wat in die woord van God staan? Weet jy, ons lees die Bybel, so hier en daar, flip 'n blaadjie, ek hou nie van hierdie stukkie nie, en ons gaan aan, en ons mis soveel beloftes in God se woord. En wat sê die woord vir my? Elke belofte in Christus is ja en amen. Dit begin by hom en dit eindig by hom. En ek het laasweek met julle gepraat oor die woord wat nie kan ledig terugkeer. Ek het met julle gepraat oor die krag en autoriteit van die woord. En die Here is nog nie klaar nie. Sê, God se woord is 'n wettige bevel, al is dit op jou lippe. Sê vir die persoon langs jou, as ek praat, is dit 'n wet. As ek God se woord spreek, is dit 'n wet. Die engele, die demone, almal moet luister, want dit is God se woord, en is op jou lippe. Dit bly sy verbond, al is dit jy wat dit sê. Jy het autoriteit om dit te spreek. Die Here praat met my en hy sê, my kinders is goeie hoorders, maar nie daders nie. Ons het gepraat oor ons deklarasies, doen julle dit? Wie doen dit nou? Sien julle? Ons hoor wat God sê, of ons 'n lewe in oorvloed te gee, maar ons doen dit vir 'n paar dae, dan hou ons op, want dit lyk nie asof dit werk nie. Is dit nie die vyand wat dit vir ons sê nie? Is dit nie die vyand wat vir jou sê, man, jy bid vir genesing, maar kyk, jy is nog steeds siek nie, jou rug is nog steeds seer, jy het nog steeds hierdie probleme, jy verklaar dat my God is able to supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Maar kyk, jy sukkel nog steeds. Jy verklaar dat daar goddelike guns op jou rus, maar niemand gaan uit hulle pad uit om jou te help nie. Hoekom nie? Kom ons kyk weer na die berg. Jesus het gesê, jy moet met die berg praat, sê vir die berg, werp jou nie sê. En as jy glo, sal dit so wees. Jy moet spreek, jy moet glo, en dit sal so wees. Met ander woorde, ek spreek God se woord, ek glo God se woord, want dit is God se woord. En dan aanvaar ek, dit is gedoen. Dit is gedoen. Dit is gedoen. Dit is wat geloof is. En dan begin ek God dank. Maak nie saak of ek nie die deurbraak sien nie, ek begin hom sê, dankie Here, dat ek weet, jou genesing is reeds in my. En dan begin ek met my liggaam praat, en ek sê, liggaam, in die magtige naam van Jesus, jy is genees. Deur sy wonde is jy genees. Ek sê, ek glo,
en ek bedank. Ja, dit het al baie gebeur met my, dat ek vir iets bid, en ek het verskriklik gesukkel met sinusitis, verskriklik. En toe hoor ek hierdie boodskap van my genesing is reeds gedoen. Dit want ons kom uit kerke wat vir jou snaakse dinge leer. God se wil dat jy siek is, jy's nie heilig genoeg nie, baie leuns, uitput van jou uit. En ons glo dit, want ons sit vir jare in daai kerk, en dis wat hulle vir ons vertel het, daarom glo ek dit, want dit is 'n saad wat gesaai word in my hartsdimensie, en ek glo dit word deel van my. Ek sien nie 'n ander default nie, dit is my prentjie wat ek sien. En ek het met God se woord gaan sit, en ek het seker vir 3 dae en aande so, voor die woord verklaar, deur sy wonde is uitgenees. Ek kom teen elke simptoom, die hoofpyn, die lyfseer, en ek het begin net verklaar, vir 3 dae aan mekaar, dag en nag, en die 4de dag het ons weg. En tussenin het die vrou gekom en vir my gesê, dit werk nie, jy snoeg, jy het dit nou al hoeveel keer gedoen, dit werk nie. Maar God beloof, dat as jy dit sê, as jy dit glo, as jy dit aanvaar as die waarheid, sal dit so wees. So die Here sê, my kinders is goeie hoorders, maar nie daders nie. Lukas 6 vers 46 tot 48. En wat noem julle my, Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Dis rof. Ons aanbid God, en sê, Here, U is my God. Maar dan neem ons sy woord so ligtelik op, dat ons dit nie eers toepas. Ons gaan uit hier, en ons vergeet heeltemal waaroor die woord was. En tensy jy dit neergeskryf het, en by die huis gaan kyk het na die skrif, dan onthou ons moet alles toets. Ons doen dit nie eers. Besef ons nie die prys wat betaal is, en besef ons nie God se hart vir ons om in oorwinning te lewe. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep gegaan en die fondament op die rots gelê het, en toe die vloedwater kom en stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. As jy die woord lees, as jy die woord eet, as jy dit mediteer, as jy dit memoriseer en verklaar, dan grawe jy jou wortels. Want die woord sê, geloof is uit die woord. En dit uit die woord van God. En dan skielik as my curveball kom, mag jy dalk dit, mag dalk 'n bietjie pad gee, maar dan kan jy weer terugstaan en sê, maar die woord sê, daar staan geskryf. Maar ons het nie genoeg woord in ons om dit te kan doen. Want soos ek 'n paar stukkies wat ons lees en dan hoor ons iemand 'n woord bring en dadelik sny ons al, want ek het nou al so woord gehoor. Ek het nou al gehoor van die vrou met die 2 geldstukkies. Ek het al gehoor van die man by die bad van Bethesda, dankie. Ek het dit al gelees. Ek weet alles daarvan. My woord sê vir my, sy woord is nie elke dag. Dit is 'n lewende woord met krag. En as ek dit dan glo, dan moet ek weet vandag as die Here vir my daai stuk gee, dan skielik lees ek iets wat ek nog nooit gelees. Ek het dit al baie gelees. Wie kan dit daarvan getuig? Ek kan. Skielik lees ek dan stukke en ek dink, maar ek het dit mos al gelees, hoekom het ek dit nog nie gesien nie? Want ek was nie bedag daarop om my hart te neig tot God se woord. Hy sê, neig jou ore. Met ander woorde, intensief. Here, wat sê? Here, ek wil hoor die verborgde boodskap wat hier daar is. Ons sê, jy lees tussen die lyne. Here, laat ek tussen die lyne lees. Wat is dit wat U vir my wil sê? Sodat my wortels daar diepte kan lees. Dat wanneer iemand na my toe kom met 'n probleem, dan kan ek hom antwoord
antwoord, want ek weet wat is die hoop in my. Ek hoef nie 'n predikant te wees nie. Ek hoef nie 'n counselor te wees nie. Ek is sommer iemand wat saam met iemand werk wat dit nodig het. En die Heilige Gees neem daai woorde wat jy gesaai het in jou sielsdimensie en jy bring lewe vir iemand. Jakobus 1 vers 22 tot 25. En word daders van die woord. En nie net woordes wat hulle self bedrieg nie. Want jy dink jy weet. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien, in die volmaakte wet van vryheid en daarby bly, hy sal omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Die ander vertaling sê, suksesvol wees in alles wat hy doen. Sukkel jy met jou besigheid? Hier is 'n antwoord. Jy sal suksesvol wees in alles wat jy doen. Ons is deel van God se koninkryk. Met ander woorde, as ons spreek, dan is dit 'n gebed. En die dinge wat ons spreek, wil ons dit in ons lewe sien. Wil ons sien dat ons altyd siek sal wees? Wil ons in ons lewens sien dat ons altyd sal sukkel? Nee, maar ons spreek dit. God verklaar oor sy woord. Onthou 'n koning, wanneer hy iets sê, is dit 'n wettiese deklarasie, nie? Dis 'n ede. Met ander woorde, dit kan nie verander word nie, dit staan vas. God verklaar oor sy woord in Psalm 89 vers 35. Ek sal my verbond nie ontheilig nie. Wanneer God spreek, is dit 'n verbond. Dit is kragtig, dit kan nie verbreek word nie. Ek sal dit nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Die Here sê nie een oomblik so en die ander oomblik so nie. Wat hy vir jou gesê het, gaan hy bly vir jou sê, totdat jy doen wat hy vir jou vra. So julle, maar die Here stil, hy praat nie met my nie. Het jy al gedoen wat hy vir jou gesê het om te doen? En as jy nie het nie, dan gaan die Here stil wees, totdat jy gedoen het wat hy gevra het. Nadat koning Nebukadneser die ede uitgeverklaar het, dat wanneer mense die musiek hoor, moes hulle voor die goue beeld, sy beeld, neerval en aanbid. Hy het dit uitgereik, dis geskrif. Hy het sy seël daarop geplaas, dis vas, dit staan. Het hy geen ander keuse geneem om die 3 seuns in daai vuuroond te werk nie. Want hy het hulle nog 'n kans gegee. Hy het hulle geroep, Sadrag, Mesach en Abednego. Daai 3 mannetjies. Hy het gesê, as die musiek, ek hoor julle doen dit nie, maar as die musiek nou weer speel, doen dit. Hy het gesê, ons sal dit nie doen. Ons sal ons nie meer buig. Jy hoor die woorde wat hulle spreek. Ons God is by magte om ons uit te red. Dit was hulle woord. Dit was hulle lewe. Maar selfs as sou hy ons sal nie buig. Geen kompromie. Ja. Maar ons God is by magte om ons uit te red. En wat gebeur? Die koning kyk op en hy sien in die vuuroond en hy sê, manne, het ons nie 3 manne vasgebind in daai vuuroond gegooi. Maar kyk, ek sien 4 in die vuur staan, ongebonde, ongebrand, en die 4 lyk soos die seun van God. Hulle het woord gespreek, hulle het gespreek wat hulle wou sien, en hulle het dit ervaar. Is dit nie vir ons 'n bewys dat ons woorde soveel krag het nie? Maar as kyk na ons omstandighede en ons voel 'n bietjie moeg, en nee, ek dink nie dit gaan werk nie. Kom ons los dit so. Terwyl God gereed gestaan het, of jou 'n magtige oes te gee. Ek meen, Isak het gesê, ek gaan nie saai nie, kom sit nie saai, dis droogte. Gaan nie my tyd mors nie. Maar die woord sê vir my, hy het gesaai in die droogte, en hy het 'n 100voudige oes geïn. Die ander het vir hom gelag. Daai party
tyd storie ook, hulle vir Bakkum gelag. Koning Darius het die erik uitgereik, dat niemand vir 31 dae lank 'n ander God mag gaan bid of raad vind. En Daniël het hom nie daar aangestel. Die woord sê vir my, hy het sy vensters wyd oopgemaak. Almal het gesien wat hy doen en sy vyande. Hierdie koning wat so erg was oor Daniël kon niks doen nie. Hy het 'n edik uitgereik wat vastend en bindend is. Dis 'n wettiese verklaring en hy moes vir Daniël in die leeukuil gooi. Die volgende dag, wat doen hy? Hy sê, Daniël, het jou God jou beskerm? Is dit nie getuienis nie, dat hy so geleef het, dat selfs hierdie koning verwag het, dat hy sal leef. En hy sê, koning moet nie bevrees wees. My God het my beskerm. Pontius Pilatus het 'n opskrif bokant Jesus se kruis laat aanbring. Onthou julle dit? Dis net oor die mooi gaan. En Pilatus het ook 'n opskrif geskryf en dit op die kruis gesit. En daar was geskrywe, Jesus die Nasareëne, koning van die Jode. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skryf dat die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. En Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het ek geskryf. Dit staan vas, kan nie verander nie. So ons skep met ons woorde. Ons gemaak in sy beeld en ons woorde bepaal ons toekoms. Dit klink so asof die Here oor en oor vir ons dieselfde goed sê. Dit beteken ons luister nie. Deuteronomium 30 vers 19 sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan leef. Amen. Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Wat se vrug wil jy in jou lewe sien? In jou kinders se lewens sien, in jou finansies sien, in jou besigheid sien, in jou liggaam sien. Psalm 141 vers 3 sê, die is se bid Dawid, en hy sê, Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Ek dink dit is so wysig gebed. Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Spreuke 15 vers 18, die hart van die regverdige dink na om te antwoord. Is jy regverdig? Hy verklaar jou regverdig. So dink na om te antwoord. Prediker 5 vers 1, wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring vir die aangesig van God. Die vyand vrees die woord op ons lippe. Die vyand gee nie om of jy 'n Bybel het nie. Die vyand gee nie om of jy kerk toe gaan nie. Hy gee nie om of jy die Bybel lees nie. Maar hy vrees wanneer jy die woord begin spreek. Want die woord kan nie ledig terugkeer. Dit het krag. So Markus 11 vers 22 en Jesus antwoord en sê dat jy moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir jou, dat elkeen wat vir die berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, met ander woorde glo, maar glo dat dit so sal gebeur, hy sal verkry wat hy sê. Verklaar se God se woord oor jou situasie. Die woord op jou lippe gebied engele. Ek het 'n teaching gedoen oor engele in verlede jaar, miskien die begin. As jy YouTube het gekyk, dit is regtig baie teruggekom. So die woord op jou lippe gebied engele. Ons weet wat sê Psalm 91 vers, waar staan dit? 91 Excuse? There are 10,000 may fall at your
Nee, ek praat van hierdie Psalm 91 vers 10 tot 12, maar daar een is daar. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want, hoekom nie? Want hy sal sy engele aangaan en jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamel nie. So hele paar jaar terug het ek 'n getuienis gehoor van wat is haar naam dink ek gewees? Landman, ekskuus. Maar ek het haar naam onthou. Adel Landman. Marius Landman se vrou. Weet julle die gospel sanger en Marius Landman? Sy vrou was in 'n verskriklike groot ongeluk. Ergo. So erg dat hulle moes uitsny toe hulle in die ongevalle departement kom toe gaan staan aan. En sy sê dadelik het sy, onthou ons weet die hemel bestaan nie nog nie, né? So dis visioene. Dadelik het sy opgestyg uit haar liggaam uit en sy het neergekyk en sy kon sien wat doen hulle allemaal, sien hoe werk hulle, sien waar man huil, mense rondstaan en praat, maar sy het net al verder opbeweeg. Sy het baie dinge vertaal van die hemel en pragt en kleure en klanke, ek gaan nou nie daarop in. Maar toe sien sy kinders wat speel, mense wat lag en daar sit en staan engele. In ten volle geklee in hulle wapenrusting, van hulle paraat, hulle staan regop gereed. Maar hulle swaarde is en hulle skeer is. Die ander sit rond. En sy vra vir Jesus, maar hoekom, wat doen die engele, hoekom sit hulle rond? Toe sê hy dan, my kinders het hulle nie geweet nie. So jou engel sit iewers op 'n bankie, omdat jy hom nie geweet nie. Ons los het daar. So, daar is 'n wet, ek moet nou eers net dit sê, daar is 'n wet, 'n geestelike wet. Toe God die hemel en die aarde gemaak het, het hy die aarde vir wie gegee? Adam, eerste. Ja, vir Adam. Eerstens vir Adam. Dis reg. Hy het gesê, dit is nou die ek kyk nou 'n bietjie rond. Maar hy het gesê, wees vrugbaar en vermeerder en heers. En nou sê baie mense, ja, maar hoekom doen die Here nie iets oor die aardbewing so goed nie? Hy het die aarde vir ons gegee om te heers. Omdat hy regverdig is, kan hy nie inmeng in die aarde nie. Hy is God almagtig. Hy het die aarde vir ons gegee om oor te heers. Hy sê ook in Psalm, Ja, Psalm 115 vers 16 sê, hemele is hemele vir die Here, hemel behoort aan die Here, maar die aarde het hy aan die mense kinders gegee. Genesis 1 vers 28, en God het hulle geseën, en God het hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers dit. So daar's die, dis ons. So die Here kan glad nie inmeng daar nie. Met ander woorde, enigiets sonder 'n liggaam het geen reg op die aarde. Demone het 'n liggaam nodig. Iemand moet hulle innooi om in hulle te kan bly. Toe Jesus die varke, die besetene, die demone uitgejaag het hulle gevra, stuur ons in die varke in, want hulle het 'n liggaam nodig. Verstaan julle nou ene? Jesus kon nie net aarde toe kom nie. Maria moes toestemming gee dat haar liggaam gebruik kon word vir Jesus om gebore te word. Verstaan julle? Sy moes toestemming gee, want 'n geestelike entiteit, dis onwettig vir 'n gees om op aarde net te wandel. Hy het 'n liggaam nodig. So Maria moes toestemming gee. En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou skadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens die wet. Sy gee toestemming. So die engele moet ook toestemming kry om te beweeg. Hulle kan nie net sommer interfereer in jou sake nie. Hulle is dienende geeste vir die heiliges,
en die wat die saligheid erf, met ander woorde ons, Ja. maar hulle kan niks doen, nog jy? Hulle kan niks doen as ons hulle nie gebied nie. Hebreërs 1 vers 13 tot 14 sê, en aan wat het een van die engele, het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek die veld gemaak het, 'n voetbank van die voete. Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal werk? 1 Konings 19 vers 5. Daarop gaan hy lees, Elia. Dan gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap en kyk daar, raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op en eet. Daniël 10 vers 13, ons ken daai stukkie, maar die vors van die koninkryk van Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste het gekom om my te help. Jou gebed en smeking en trane beweeg nie engele nie. En ek het 'n kragtige getuienis van Kenneth Hagin gehoor. Kenneth Hagin is nie die ander ou wat rond met slang nie. Maar hy is die stigter van die Faith beweging, die Faith beweging. Hy is nou al uit. Maar hy sê hy het 'n visioen ontvang van die Here wat hierdie so goed verduidelik. Hy sê hy het in 'n hospitaal gestaan en daar was 'n engel voor die deur. Absoluut paraat, regop, staande. En hy sê vir die Here, maar hoekom staan hy nie daar? Hoekom doen hy nie iets in 'n hospitaal? En die Here sê vir hom, kyk nader. Toe gaan hy in die kamer en daar lê 'n vroutjie op die bed. En hy sê hy het net geweet, sy ken die Here. Sy het die Here al haar jare gedien. Sy ken die Here, sy ken sy woord, maar sy lê op sterwe op die bed. Langs haar bed staan ook 'n eislike engel. Hy sê hierdie mense met 'n kipo dolls, nee, daai man is so groot soos die dak. Eislik groot. En hy staan daar ook weer paraat, hande in die vere, hy's besig om te roggel, sy kry nie asem. Hy sê, Here, laat hom iets doen. En hy sê, hy kan niks doen sonder my woord. Sonder my woord. En hy staan nader, hy staan nader aan die vrou en hy sê vir pray God's word. En sy smoek, sy siek, en blijkbaar al die hele ruk. En skielik, toe sê sy, Lord, you promise us that you will give your angels charge of us. Amen. So nie daai spot, is nie genoeg. Dis iets wat sy weet. Hy sê, speak God's promises. En sy sê, Lord, you said in your word, by your stripes, I am healed. Onmiddellik, sy ruk daai engel sy swaard. En hy is dadelik gereed om al daai aanvalle op haar af te sien. Die woord van God sit engele in beweging. Hoe pas ons dit toe? Ek is nog besig met daai ding. Maar die Here sê in sy woord in die vroegte gebed, ek stel voor jou 'n geopende deur, wat niemand sal doen. Dis sy woord. Nou moet ek dit gebruik. Vader, gebied u engele om daai deure oop te maak, dat dit oop sal bly vir my. Here, alles vir die vyand gestel. Here, u woord sê dat u alles sal teruggee wat die skerp, die springkaan gesteel het. Ek verwys nou maar hele weer aan jou waar hy sê, alles wat van jou gesteel is, sal jy terugkry. Hy sê, Here, gebied jou engele om alles wat aan my behoort, aan my kinders behoort, terug te bring na my toe. Moenie dat jou engel langer stil staan, wagtend om te beweeg. Dit gebruik ons in natuurlik vir warfare, en anders het ons gewoonlik. So, moenie dat hy rondstaan met sy swaard en sy skede, terwyl jy so swaar kry, en hier nog 'n hulpmiddel van God is. Die woorde wat ons spreek,
sy woord, ons verklaringe en nou sy engele. Wat kan ons dan keer dat ons geloof in hom nie? As ons nie net hoorders is nie, maar daders. En natuurlik daai dametjie opgestaan daarna, en sy was genees. Amen, kom ons staan. Ek is besig om vir Here te sê, hoe pas ek hierdie toe? Hoe spreek ek het? Hoe kry ek my engel om te beweeg? Want as die Here dan dit vir my gee as sy hulpmiddel, en as hierdie engele dan net beweeg as ek sy woord spreek, Here, laat ek het doen. Laat ek het doen. Dat die genesing inbring oor my kind. Laat my kinders wat swaar kry, hulle finansies losgemaak. Want ek dink ons almal kan sê, dat ons van finansies van ons gesteel. Ons kan almal sê, ons het siekte in ons liggame of probleme in ons liggame en verhoudings. Ek wil dit nie so. Here, transformeer my gedagtes, my wese, my verhouding. Here, openbaar u kennis aan my. Here, gee vir my verligte oë van my verstand, sodat ek insig kan verkry. En ons kry dit net as ons sy woord eet. Vader, dankie. Dankie, Here, dat ons net vanoggend kan kom en u loof en prys. Wie u is. Here, soveel liefde. Hoe kan ons dit bedink? Dit is te veel, dit is oorweldigend. Here, u wil vir ons soveel meer gee. Meer van die krag, meer van die teenwoordigheid, meer van die wysheid. Here, u wil hê ons moet in oorwinning lewe. U wil hê, Here, as die vyand kom en vir ons vra, wie is jy? Dat ons sal sê, ek is 'n koninkrykskind. Ek is 'n ambassadeur van 'n koninkryk wat nie gesien is. En as die vyand sal nie naby my kom nie, want Here, hy sal sien die engele met hulle swaard neem. Want u woord sal op my lippe wees, dag en nag. En God word vrede. Here, dankie dat ons weet dat as ons na huis toe gaan, dan gee u engele bevel om voor ons uit te gaan, Here. En niks sal naby ons karre kom nie. Niks sal naby ons liggame kom nie. Here, want u veg vir ons. En die engele is rondom ons. Spreek in die magtige naam van Jesus. Amen. Ek dink nou sommer